Almal baie welkom, amen. Amen. Die mense van Kimberley, ons het geweet, hulle sal terugkom. Agter. Hulle gaan maar so weg en dan kom hulle weer terug. Ons weet hierdie ander klomp Pieter, hierdie van die Merwes. Ja, hulle sal almal terugkom. Dan Annelies wat ook hier Kimberley toe gehardloop, hulle sal almal terugkom. Amen. Ons haal hulle maar so uit vanmôre. Maar ek glo elkeen van julle is welkom. Voel tuis hier in die huis van die Rosie, dankie dat jy ook ja, wat sal jy dan Dina? En ek sien hier staan so netjies 'n Jack hier voor. Is mos 'n Jack. Yes, amper ek nou. Dus sê ek, Here, ek spreek vir my dan self in 'n los. Ek weet nie wie gaan die petrol gooi nie, maar ek spreek hom. Ja, almal baie welkom. Ek hoop julle geniet die diens saam met ons en dat julle iets sal ontvang van die Here, so ons is opgewonde. Ons gaan lekker saam sing, maar ek wil net so vinnig, ons gaan verder is oor vir die afkondigings, maar ek wil net so vinnig deurgee. Ons gaan die 7de gaan ons by die NG Kerk gaan ons Leon Goosen en Rita Goosen, so ons maak so lekker saam met die NG Kerk en dan gaan ons 'n lekker groot ding daar. Laat almal dat dit 'n gemeenskap ding is. En ons kan hulle dan met elke ook meer plek as ons. Dan sing ons lekker dan, ons gaan kuier lekker saam en daar gaan die ingaan is gratis. Al wat hulle vra is net 'n kollekte, Leon hulle. Ons kan dit mos dan net van selfspreker aanvaar. 'n Kar loop ons dan seker nou nie op water. So al wat hulle vra laat ons hulle net bless daarso. Die vroue ding is die 6de hier by ons. Die 7de is dit daarso by die NG Kerk. En die 8ste is Leon en sy dame hou weer vir ons die diens. Hier so amper wil ek sê Cherry, maar hulle is saam getroud. So dan hou hulle vir ons die diens hier so ons gaan dit lekker geniet. Die mannekamp moet ons nie vergeet nie. Ek het eintlik verder waar ek net weer gesê wat ek wou gepraat het. Maar eintlik sal ek bietjie nader in daai tyd sal ek praat oor die mannekamp. Daar sal ook by die NG Kerk verversings aangebied word. So kom met 'n lekker vol beursie. As lekker gavels en sop en Rose hulle seker pannekoek en hamburgers. Pudding. Lekker man. Daar sê. Fertig. Olios. Goeiemôre julle. Môre. Ons het maar net ons gewone afkondigingkies wat ons graag wil doen. Van ons Woensdae wat ons leerlinge is. Dis 10:00. Ons het nog mense nodig om by te woon. Dit is baie insiggewend. As julle die tydjie kan spaar om dit te doen, regtig. Dieselfde soos bid hier op Donderdag. Ons het nog mense nodig om te kom help bid. Dit is nie net vir onsself hier, dit is vir die gemeente, dit is vir Port Nolloth, dit is vir, as jy 'n versoek het, stuur hom deur. Ons bid vir daai dag. En ons bid vir elke versoek wat daar is. Dan het ons op Vrydag ons sangoefening. As julle wil bywoon, is julle welkom. Dit is elke slag 'n plesier om te sing. En as julle wil saam sing, sing julle saam. So julle is welkom daarvoor. Dan het ek ook 'n ander dingetjie, ons gaan papiertjies bymekaar sit, wat ons agter daar gaan sit, as julle 'n versoek het wat ons moet bid op 'n Sondag, dat julle dit op die papiertjie kan skryf, dan eers van my Kobus of pastoor kan gee, dan kan ons dit daarvoor bid, ons kan dit voorlees, ons kan bid daarvoor. Dan weet ons daarvoor, vergeet die ou wat bid, vergeet nie dan die name en goeders daarvan nie. So, as enige een van julle voorbidding nodig het, terwyl daar gebid word, steek julle hand op. Die Here ken elkeen van julle se harte. Die Here sal julle aanraak. Hy is daar om ons te genees. Ek het vir oom Loukie gevra om vir ons te open. Asseblief oom Loukie. Here Jesus, ons woorde is te min om U naam te loof en te prys. Maar Here, ons loof en prys U naam. Alle eer en lof en aanbidding kom net aan U toe.
Here Jesus, U is so duidelik in U woord, dat ons dit almal kan verstaan. Waar U in Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Here Jesus, en U sê, U sal vir ons uitred. Here, U sê nie, U kan dalk nie, U sê, U sal. Maar Here, dan sê U agterna, na dit, sê U, maar jy moet my eer. Here, daarom wil ons vir U al die eer kom gee, want net aan U kom dit toe. Here, ek vra, dat U asseblief vandag ons ore en ons oë sal oopmaak. Here, dat ons vir U sal sien in hierdie diens, dat ons nie gekom het om na 'n mens te kom luister, maar dat ons na U sal kom luister. Here Jesus, asseblief, help vir ons daarmee. Here, dat ons sal afskakel van die wêreldse dinge. Here, dat ons daai omstandighede, wat ons dalk mag hê, voor U sal kom neersit. Here, ek vra dat U hierdie gemeente sal seën, dat U die pastoorspaar sal seën. Here, en dat U die finansies sal gee, wat nodig is, en dit ook sal seën, dat dit tot U eer en verheerliking aangebied sal word. Here Jesus, help asseblief vir ons nou, en ek vra dat U vir ons sal vergewe, waar ons so baie maal verkeerd doen. Dit vra ek in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Ek het so 'n bietjie vergeet, en die magte wil ook nog ietsie gesê. Ons kan dit maar na die tyd doen. Na die tyd. Nou ja, dat ons voorsangers vorentoe kom, dan staan ons almal, ons sing uit volle bors, en ons dien die Here daarmee. Dit is nog van julle my skoon julle opgang is nie. Nou, kom ons staan. Kan verheer
Amen. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty, Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Yes, Lord. Hallelujah.
gou by sê ons wat ons vergeet het by ons afkondigings, ons gaan die Pinksterweek, dis net voor Leon hulle kom, het ons van die Sondag aand af tot die Donderdag aand, het ons elke aand 6 uur sal ons 'n diens hê. Dis nie verpligtend nie soos wat die Here op jou hart lê. Maar vir elke aand het ons 'n ander prediker. Dis daarom lekker. Amen. So die Here is besig om ons gemeente so toe te rus dat ons al kan predikers ook hê. Philip, dankie man dat jy ingestem het. Ek maak sommer grap, sal ons nou vir Philip hier op die spot sit. Nee, maar ons het almal, dit gaan lekker wees soos elke aand 6 uur ons Pinksterweek. Hoekom ons die Vrydag en Vrydag is ons nou wat daai Rita Goosen hier so is en dan sal ons nou nie maar anderster van die Sondag aand tot met die Donderdag aand 6 uur sal ons elke aand 'n lekker diens hê. En ek weet Loukie gaan die eerste 2 aande vir ons musiek maak en daarna gaan ons die Here vertrou vir musikante. Dat ons kan lekker sing. Prys die Here. Kobus, jy's met homself en met die gitaar al begin oefen. So ons vertrou dat die Here vir hom nou sal begin loskry. Amen. Amen. En maar net so dat ons hom ook kan sien. Ja, ja. Oei. Ek het so baie papiere hier. Ek het 'n pragtige ou stukkie wat ek met ons wil deel. Nou, vandag gaan ek sommer praat uit Lukas 14 vanaf vers 15. Maar ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees en anders dan raak julle mos 'n bietjie lui en dan lees julle hom nie. So Lukas 14 daar van vers 15 af. Dit gaan oor die groot maaltyd wat die Here vir ons gereël het. Maar ek wil so 'n paar ander teksies wil ek net by dit bysit. Dan Jesaja 55 vers 1 sê die Here vir ons so mooi. Jesaja 55 vers 1. Jo, genade. Ek dink ek wat blind raak. Jesaja 55 vers 1 is die opskrif hier, sê vir ons mooi, 'n dringende uitnodiging. Hy sê almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en geld en melk. En dan wil ek Esegiel is vir my 'n vreeslike mooi stukkie. Dis 'n mooi stukkie maar ook 'n harde stukkie. Wat die Here met ons regtig 'n bietjie ernstig praat uit Esegiel. Wat eintlik met die Jode praat, maar ons weet mos die woord van die Here is mos maar eintlik vir ons almal geskryf, nie net vir die Jode. Mos maar vir ons almal geskryf. En hier sê die Here, hy gee vir Esegiel 'n opdrag. Hy sê vat hierdie boekrol. Dis eintlik maar die Bybel wat hy praat. Die boekrolle van daai tyd is maar die Bybel wat ons vandag geniet. Hy sê vat dit en dan sê Esegiel, hy sê en ek het dit geëet want die Here sê eet hierdie boekrol. Wat hy daarmee bedoel, eet dit laat dit deel van jou raak. Laat jy kan verstaan waaroor hierdie dinge gaan. Verstaan jy, dis man, dit raak vir my lekker. As ons die woord van die Here lees en die dinge raak lekker hier binnekant en dit begin change hier binne in ons. Is dit nie waar jy sê as jy net Bybel lees man en niks gebeur in jou nie, daar's af groot fout. Want daar moet in jou lewe 'n verskil kom. Daar moet 'n opgewondenheid in jou hart kom as jy die Bybel lees. En 'n mens moet jy sien die Bybel leer ons geloof. Verstaan jy? Want hoe meer jy die woord van die Here lees, hoe meer kom geloof in jou lewe. En dis 'n ding wat ons nodig het. Want die Here sê as hy terugkom sal hy nog geloof kom kry. So, ons moet die Bybel lees. Ons moet hom lees. Ons moet kennis opdoen, mense. Hoe belangrik is kennis van God? Dis hoekom ek sê lees man. Ek is so spyt, ek kan myself skop man. Toe die onderwysers, geen wonder ek is vandag so pateties met Engels nie. Want juffrou het gesê lees. Ek sê ek sal ek. Ek haat Engels. Ek kom in die suide van sy wensheid nog daai ek haat Engels. Sammy, my pa het gesê jy hoef nie. Nou ja, het ek en Piet daarom al vasgedraai. Hy's daarom al daarby. Don't look.
I don't care. Hy by don't look en ek is by I don't care. En daar stop ons. Airtime het opgeraak. Wonderlik, nou sê Jesegiel vir ons, en hy sê, en ek het geëet, en dit was in my mond, soos heuning, so soet. En dan waarsku die Here, hoekom sê hy vir Jesegiel, om hierdie woord te eet, om die woord van God te eet? Wat bedoel hy daarmee om te lees? Hoor wat ek vir jou sê, Jesegiel. Hoekom sê ek dit vir jou? Hoekom moet jy die Bybel lees? Hoekom? Want daar's 'n opdrag in die woord van die Here aan ons. Want hy sê daar's 'n rede. God sê, maar die huis van Israel, nou kom ons sit so op ons eie huis, onsself. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart geontwikkel. Jongens, dit is vreeslik. Die huis van die Here, ons, nie die kerkie, gebouwe, maar ons, het 'n ongevoelige, hoe sal ek iemand opperlag vir my hemp het die geskeur het eers geweet, en nou, as ek so maak, ek is so dankbaar, hoe sal ek my voet voor die kerk gesien, anders het dit gelyk soos 'n wasgoedlyn. Ek kan nie glo waar die ding geskeur het. Maar baie dankie. Matteus 22 vers 14 sê vir ons so mooi, en dis 'n teksgedeelte wat ek vanmôre 'n bietjie by ons wil gaan stilstaan. Matteus 22 vers 14. Hy sê, dat baie mense is geroep, maar min is uitverkies. Baie mense is geroep, maar min is uitverkies. Nou hierdie min uitverkies beteken nie dat die Here jou nie gekies het. Jy het jouself nie gekies. Dis wat hy daarmee bedoel. Dis nie dat die Here hier besluit vanmôre, net jy of net so. Net so 'n paartjies kan ek uitverkies, die ander kan maar agteroor sit en maar net rustig wees, dis alright, dis fyn, no problem. Maar die woord van die Here wat hier bedoel, hy sê, baie is geroep. Dit beteken vir my, duisende mense is geroep, miljoene mense is geroep, maar bitter min het gesê, ja Here. Dis wat daai uitverkies beteken. Daar's bitter min mense wat gesê het, ja Here, ek sal. Want ons praat vanmôre so bietjie oor ons roeping. Verstaan jy? Want die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, Matteus 28 vers 19, hy sê, gaan en gaan maak disippels. Is dit net vir sekere mense? Nee, die Here het elke een, so dit sê vir my hierso, dat God het ons almal geroep. Amen. Dis wat baie beteken, baie is geroep, duisende mense is geroep, miljoene mense het geroep, maar bitter min mense het gesê, hier is ek Here, ek sal gaan. Want daar's 'n rede hoekom mense nie, want jy sien die woord van die Here het soveel krag, en daar's soveel waarheid in die woord van die Here, dat ons skroom, jy sien, dis hoekom die Jesegiel daar sê, toe hy die boekrolle eet, toe dit so soet heuning wat in hom ingaan. Dit stig jou, dit bou jou op. Dit maak iets in jou wakker. Dis soet, dis lekker. Ek wil nog hê. Maar verstaan jy, hierdie nog hê is vir iemand wat wedergebore is. Iemand wat in sy lewe Christus ingenooi het. Daar's 'n hongerte binne in jou. Verstaan jy? Daar's iets wat nou in jou lewe gebeur en ek weet nie wat aangaan nie, maar ek kry dit nie gestop nie. Verstaan jy? Dis daardie ding man. Verstaan jy, want ek wil meer lees en ek wil meer weet van die Here. Ek sê dis een van die dinge nie, ek sê die woord van die Here sê dit vir ons. Dis een van die tekens, een van die dinge wat jy weet as Jesus Christus, die Heilige Gees van God in jou lewe gekom intrek het, dan raak daar 'n hongerte na meer van hierdie heuning. Jy wil meer van God se woord. Dis vir jou lekker. Verstaan jy? Ek kan nie verstaan anders dan een per daar in Namibië. Ek gaan maar altyd terug want dis maar waar ek nou vanaf kom. Wat gesê het, hy's 'n pastoor, maar hy lees, hy sê nie verlees. Kom met die bedieninge. Jy hoor dit daar. Baie almens, met alle respek gesê, as jy nie lief verlees is nie, God se woord moet bestudeer word. Daar's soveel ander mense wat al met soveel kennis dat jy moet lees
ons moet 'n honger kry, ons moet inligting soos 'n spons insuig, want jy sien, ek sit met 'n verantwoordelikheid, en dis ons almal, ons sit met 'n verantwoordelikheid teenoor God se mense, ons sit met 'n verantwoordelikheid teenoor rou sondaars buitekant, so dis belangrik, dat ek en u vanmôre woordkennis moet hê. Ons moet die woord gaan lees. Dit moet soos heuning by my inkom. Ek moet 'n honger ontwikkel na nog en nog en nog meer. Verstaan jy? Want ek het iemand ontmoet, man, wat ek nie ken nie. Ons ken die wêreld se gemors, ons ken die Satan se bedrywighede, ons ken al hierdie goeder, maar hier het ek nou iemand ontmoet, wat die Here my daai tyd toe hy gevra het, het jy my lief? Toe sê ek nee, want ek het nie. Ek kan mos nou nie lieg nie, man. Ek kan mos nie in die wêreld wees en wêreldse dinge doen en sê ek het God lief. Dis 'n leuen, dis nie waar nie. So toe die Here van daai prediker Johan Mostert wat hy was, toe hy vra, het jy my lief? Toe besef ek maar ek het nie God lief nie. Ek ken hom nie. Verstaan jy, dis so goed. Ek ontmoet nou, hier's 'n vroukie wat nie tussen doel sit sy langs, maar ek weet nie wie's dit nie. Maar verstaan jy, as sy in die gemeente kom inskakel, dan wil ek weet wie's dit. Want ek nie oor om te loop skinder nie, maar ek wil weet wie's hierdie persoon, sodat ek met haar 'n pad kan stap, of saam met hom 'n pad kan stap, wie ook al. Verstaan jy, dis wat maak, as ons by God, die heuning het my honger gemaak. Die woord van God het my honger gemaak om te kan weet wie's hierdie persoon. Want jy sien, want die woord sê, ons is geroep. Ons is geroep om die evangelie na die mensdom uit te vat. Die wat nie God ken nie. Verstaan jy, dit is so belangrik. En dis waar ons by hierdie Lukas 14 kom, wat hierdie ou, hierdie man waarvan Jesus daar praat, dis mos 'n vergelyking wat hy sê, en hy het 'n feesmaal gehou. Ja, man, ek raak so opgewonde. Kyk, daai tyd is ek al lief vir 'n party. En nog niks het opgehou nie. Ek is nou net by die regte paard. Ek is nou nie by die skink en die drinkie. Nee, ek is nou nie vir die rustig. Verstaan jy, want nou goed maak my so 'n bietjie dronk as ek hom so saam met die wyn gevat het. Hy leer stare man so. Jy moet daai stokmannetjie storie. Maar ek is nou by die party van die Here, man. Verstaan jy, en as 'n mens hierdie ding lees en jy hoor hierdie ou so opgewonde en hy sê ek het 'n feesmaal gereël. Jesus maak 'n vergelyking. Ons weet God praat van die feesmaal in die hemel, maar ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie feesmaal. Verstaan jy, hier's 'n man wat opgewonde is, want hier's 'n bruilof aan die gang. Het jy nou gedink, man, het jy nou vir jouself gedink, sê nou maar jy's nou hier so sweet 16, of jy's hier by 18, of jy gaan hier by die 21s, en daar word nou vir jou 'n party gereël. 'n groot party. En jy's nou soos my vrou, lief vir persente. Ja. Man, jy kan nie wag nie. Ek vat in Goggas was daar 'n karavaanpark. Ons het altyd so 'n groot Jurgens karavaan gehad. Met alles, en my ma het seker maar partykeer net om rus en vrede te hê, maar die karavaan daar Goggas kom staan. En dan kamp ons nou in die karavaanpark. Dis ook net ons wat daar by die ou Duitse grafte kaas gesien het voor. Maar in die aand speel jy nie meer. Ons speel net hierdie dag. Want ons het nog geleer van oupa Golly. En dis al hoe my ma vir ons in die tent gehou het. Hy voorste stuk tent. Laat ons ook saam met hulle 'n bietjie kan kyk. Julle weet mos, Golly is hier agter. Ja man. Verstaan jy so? Maar dan is daar nou 'n verjaarsdag gehou, of daar's lekker dinge gehou, en jy's opgewonde, man. Verstaan jy? Daar's baie tyd. Kom ons vat maar as 'n 21, is gewoonlik 'n groot geleentheid. Ek weet eers waar myne was. Ek het hom seker dwars deur gesê dat ek eers geweet dat ek het 21 geword. Want eers ek het daarom gedink, wat is vir my gou, maar ek kan nie onthou van 'n 21. Maar halleluja, ek glo hy was ook lekker geweest. Op een of ander manier sal ek hom seker uitgesort het. Verstaan jy so? So hier word 'n groot ding, hier word 'n 21. Verstaan jy, daar's duisende rande
word daar ingedruk. Is dit nie waar nie? Dis 'n groot geleentheid. Want jy kry mos nou die sleutel vir loop kwaad doen. Ja, nou kan jy, hier is jou dranklisensie en jou rooklisensie en al wat 'n lisensie, hier is dit. Verstaan, dit is soos die wêreld dink. Is dit nie waar nie? Ons ja, die wêreld dink so. Eers en nou word hierdie groot geleentheid gehou. Duisende rande word ingedruk vir hierdie persone. En hierdie persoon vir wie dit gehou word, staan ons in afwagting. Het jy nou 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie gesien wat jy nou 'n partytjie leer? Hulle kan nie wag vir die maatjies en die persentjies en al daai goed. Verstaan jy? En nou die volgende oomblik, daag niemand op. Het jy daai teleurstelling gevoel? Sê nou, jy word nou 21. Of soos om Nicola, sy wil wat nou met die 70s, ek kan nou nie onthou wat sy ander prokureer, wat is ook hier 70. Dis maar nou 'n mylpaal, verstaan jy? En nou word daar baie gereël, daar word baie dinge gedoen. Verstaan jy tog mos net? En hier daag niemand op. Die borde is uitgepak, die orkes staan gereed, al hierdie dinge. Daar's etes, daar's alles man, die kaartjies, klomp goeders en dis 'n snyerspakkie in en 'n uitgesorgde das in. En niemand daag op nie. Wat 'n teleurstelling moet dit nie wees. Verskriklik. Dit moet ek sal dit dink nou maar net vir 'n klein kindjie, hoe vreeslik moet dit wees, want hierdie klein kindjie is nou te wagte dat hier 'n klomp persentjies gaan kom. Nou hierdie Lukas 40 nou is nog daar by die skrif uitkom. Lukas 14 praat nou nie van die persentjies nie, maar hy praat van 'n bruilof. 'n groot geleentheid. Dis miskien 'n pa wat nou sy dogter. Jy mense, sit dit dink 'n bietjie. Jy sien, die woord van die Here wil hê ons moet vir onsself 'n bietjie inleef as ons 'n ding lees. Jy moet so 'n bietjie gaan sit en jy moet jouself intree en sê, "Ja, hoe sou ek gevoel het? Hoe vreeslik sou ek gevoel het om te kan weet, Jesus, daar's soveel moeite gedoen en niemand daag op nie. Veral vir 'n klein kind. Geen persentjies, want nie een van my maatjies het opgedaag. Hoe vreeslik moet dit nie wees nie? En dis presies wat die Here Jesus praat van. Jy sien, want die Here het vir ons ook 'n opdrag gegee om 'n feesmaal voor te berei. Hy praat in die woord eintlik deur 'n vergelyking van sy feesmaal eendag. Maar jy sien, hy het gepraat eintlik met die Jode, want dis sy volk. Dis die verbondvolk gewees. Dis die belofte volk gewees. En hy praat eintlik van die Jode. En op die einde van die dag sê hy, maar die volk wat ek uitverkies het, die verbondsvolk, Abraham se volk, Abraham se kinders. Toe Jesus sê die feesmaal is gereed, toe daag niemand op nie. Nie een Jood nie. Nie een Jood nie. Nie een Jood sien kans nie. Want jy sien, hulle is vol verskonings. Ons moet baie mooi luister, ons kan sê die bokkers, hulle is daarom ongehoorsaam, hulle wil nie luister nie. Maar kom ons vat so 'n bietjie terug na ons eie lewe toe. Kom ons kyk so 'n bietjie terug na ons eie lewe toe. Wat is die rede dat Jesus Christus 'n feesmaal gehou het en niemand daag op nie? Kom ons kyk so 'n bietjie in ons eie harte. Want dis waar die probleem lê, is in ons harte. Ek lees, want ek is lief vir lees. Ek lees nie nonsens nie. Ek het klaar 'n vrou hoef die romanse te lees. Ek lees van, en dis 'n ware stukkie van hierdie vrou was ook per toeval nou Marianne. En ek lees van hierdie vrou, 'n jong Duitser, wat met die vroutjie getroud is. En die volgende oomblik toes daar oorlog, die Tweede Wêreldoorlog en hierdie jong Duitser hy word opgeroep vir diensplig vir Duitsland. Maar soos dinge nou nie mooi uitloop nie, word hy as gevangene geneem en hy word weggevoer, ek dink Rusland, ek weet nou nie teen wie en waar, wat ook al, ek kan nou nie onthou wat ek gelees het, maar op 'n dag gaan dit oor die storie.
En hy word weggevoer en vir baie jare sit hulle in hierdie konsentrasiekampe. En daar kom 'n tyd of 'n oomblik wat 'n lys deurkom, hy hoor dat daar is 'n moontlikheid dat hulle kan vrygelaat word. En daar kom 'n lys deur en hy's so opgewonde oor hierdie lys wat deurkom. Hy's so opgewonde dat hy miskien dat sy naam daarop sal wees. En so word die lys nou deurgelees en hy toe dit klaar, toe sien hy maar sy naam is hier op die lys hier en die teleurstelling weer van, joh, ek sit al vir soveel jare en ek is pas getroud met hierdie kosbare vrou. Jy sien, sy hele mindset is net by hierdie vrou, by hierdie Marianne. Jy sien, hulle het nou in die huwelik getree en vir die volgende oomblik sit hy in 'n tronk. Verstaan jy, jou mindset, jy het 'n toekoms gesien saam met hierdie vrou, saam met hierdie huwelik. Jy so opgewonde gewees en nou sit jy in 'n tronk, verstaan jy? Dis jou man, leef vir jou 'n bietjie in hierdie storie in. En hier kom hoop dat jou naam miskien op die lys sal wees. Nee, my naam is hier. Hy sê maar na so 'n lang tyd, toe kom daar weer 'n lys deur en sy naam is op die lys. En hy is opgewonde en hy kom terug in sy dorp of stad waar hy gewees het en die grootste gedeelte van die stad is plat geskiet. Daar's nie regtig huise oor nie. Maar soos hy stap, kom hy by 'n huis uit wat hulle huis was. Hy en hierdie pasgetroude vroutjie se huis. En hierdie huis hier is nog 100%. Verstaan jy? So hy's opgewonde. Jesus, hy hardop eintlik in die laaste paar meter man om daar teen die deur te loop slaan en te kap en hy kap en hy kap totdat hy hoor hier's voetstappe hier binnekant. En toe sy vrou die deur oopmaak en sy sien wie's dit, toe slaan sy die deur in sy gesig toe. En maak dan nie saak hoe hy probeer het om vir haar hierdie deur weer te laat oopmaak. Wat sal jy dink is die rede? Daar's 'n ander man. Die eintlike een wat daar hoort, is nie meer welkom. Dis die probleem. Dis die probleem waarmee die kinders van die Here vandag sit. Die geregmatige een, wat in hierdie verhouding staan. Ons is mos in verhouding met Jesus Christus. Is dit nie so nie? Daar's 'n bruilof eendag. Daar's 'n groot feesmaal vir my en vir jou. Maar jy sien, iemand anders het ons hart beset. Iemand anders het intrek geneem in jou lewe. Dis nie meer die geregmatige eienaar, het nie meer plek in jou hart nie. Jesus Christus, die kerk van vandag, val uit mekaar uit, omdat Jesus nie meer plek het in ons lewe nie. Dis hoekom ons nie ons roeping nakom nie. Dit wat God wil hê, hy sê gaan uit, maar ons kan nie, want daar sit iemand anders. Jy sien, daar sit iemand anders. Daar's 'n ander afgod wat daar binne in jou hart sit. Daar's nie meer Marianne se man nie. Nee, daar's 'n ander man, daar's 'n hoerman wat daar sit. Daar's 'n hoer van hierdie wêreld, die oergees van hierdie wêreld sit daar in daardie hart. Jesus is nie meer deel van hierdie persoon, hierdie wedergebore kind van God nie. Dis hoekom ons nie ons roeping kan uitleef nie. Dis hoekom ons met verskonings voor God kom staan. Want daar's iemand anders in jou hart. Soos wat ons hier lees. Maar as jy mooi gaan lees, dan sien ons al hierdie vreeslike, die Here roep, hy sê, volg my. Here, ek het nou 'n stel osse gekoop, wat ek nou sal moet loop toets. Hoor hoe stupid. Hoor die stupid redenasie verskoning. Wie koop eerstens in die nag 'n stel osse? Gaan lees dit daar. Wie koop in die eerste plek 'n stel osse in die nag? Wie koop in die tweede plek 'n
'n stel osse, ons wat nou meer met die boerdery, wat jy nie alreeds getoets het, wat jy nog nooit gesien het. Here, ek sal u nie kan volg nie, want u sien, ek het grond ook gekoop. Dis ook in die nag gekoop. Here, u verstaan nou nie mooi nie, ek is nou getroud. Ek is nou pas getroud, en ek sal nou, verstaan jy dit, 'n mens beplan mos in jou lewe. Verstaan jy my, dis hulle verskoning, maar wat is my en jou verskoning? Wie sit binne in ons hart, dat ons hierdie verskonings voor God het? As die Here jou roep, mense, daar's duisende mense wat verlore gaan, wat se passie is in jou aan die brand? Wat se vuur brand in jou lewe? Wie sit daar en verhoed dat hierdie vuur moet brand, man? Huh? Wie is daar binnekant wat maak dat jy nie in jou roeping staan nie? Want ons het geen verskoning vanmôre voor God as ons nie in ons roeping staan nie. Maak nie saak waar jy is nie. God het jou geroep vir sy bediening. God het jou geroep om siele te wen. Maar ons is so vol verskonings. Ek lees van die huurmotor, 'n ou wat by 'n huurmotor ingeklim het daar, seker by iewers Amerika, waar ook al. En terwyl hulle so ry, toe praat hy so en hy vra vir hierdie 'n taxi drywer, ken jy God? Hy sê nee, ek ken hom nie. Hy sê, dink jy sal hemel toe gaan? Hy sê, ek glo nie daarin. Hy sê, dink jy sal hel toe? Hy sê, ek glo nie daarin. En die volgende oomblik toe vra hy, okay. En die taxi drywer sê vir hierdie man, kan ek vir jou 'n vraag vra? As jy glo dat jy hemel toe sal gaan, hoekom maak jy nie nou 'n einde van jou lewe nie? En hierdie ou sê, ek moes baie mooi gaan dink het. Want daar is 'n vraag. As jy dan so mooi praat van die hemel, en so wonderlik praat van die hemel, hoekom maak jy nie 'n einde aan jou lewe nie? En op daai oomblik kon hy hom nie antwoord nie. Maar toe hy loop stil raak voor die Here, toe besef hy, want God het my gestuur. Daar's verlore siele. Ons is in 'n tydperk. In hierdie tydperk is 100% beplan deur God. Om met sekere mense, soos wat ek Woensdag gesê, sekere mense wat jy moet kom bereik. Jy moes nie vroeër gebore gewees het nie. Jy moet nie later gebore gewees het nie. Jy is op die perfekte tyd gebore, want hier is perfekte mense wat by jou inpas. En God het geen belangstelling oor wie jy is en gewees het nie. Is dit nie wonderlik vanmôre? Mense, weet die woord van die Here, ek het hier so 'n paar, kan ek hulle maar net so vinnig deur, want ons glo ons net sekere mense is geroep. Jo man, ek het hier so 'n paar, en hy mislukkings is die eerste een. God roep 'n mislukking. Jesusie, wie ek het dan opgewonde as ek kan hoor 'n mislukking. Hier staan dit. God het 'n mislukking geroep. Die Here het 'n verwerpte mens geroep. Die Here roep 'n minderwaardige mens. Kyk hierso, hierdie is die mense wat op 'n preekstoeltjie of 'n pedestal of op 'n wa is of nee, dis hierdie niks werd goed. Daardie wat niks werd. Daardie wat sê Here, daar in Jeremia 1 vers sê, Here ek is 'n bietjie jonk. Nee, dit is jy. Dis jy. Here ek praat nie so lekker voor die mense in Jeremia 1 vers 8. Nee, dis jy. Dis jy. Dis jy spoor ek jou. Want jy sien ons is niks, man. Wie dit maak, hoe lekker is dit mense. As ek en u vanmôre niks is en God maak jou iets. Amen. En jy weet dit. Jy weet ek kwalifiseer nie, want ek is 'n verwerpte, mislukte, 'n niks werd in die wêreld se oë, in die gemeenskap. Dis juis vir jou, maar change your mind, Romeine 12 vers 2. Change your mind en besef, maar dit maak nie saak wie jy is nie. Hoeveel keer moet ek eers hoor dat mense nee, ek moet eers 'n bietjie reg kom. Veral as ons hier by die doop kom.
Nee, ek moet eers 'n bietjie reg kom. Ek kan nie so, en ek kan in baie Pinksterkerke sit, dan ek sal eers die rook moet los, ek sal moet eers dit los. Man, stop jy daarmee. Want mense glo dat as jy nou met sonde sit en jy gaan deur die doopwater, dan sal jy permanent met hierdie sonde sit. Kyk hierdie leuen van die vyand. Ja, man, asof jy dan nou perfek is. Is dit dan nie jy, hierdie ou verwerpte, hierdie ou mislukking van die lewe, hierdie wat nie aansien in die lewe het nie, hierdie een wat jy kan praat, hierdie een wat terjank is, Here, ek sal nooit kan preek nie. Hier staan 'n spoeg, ek laat die spoeg loop. Dis een wat nog nooit kan gepraat het en ek spoeg. Amen. Man, ek praat. En hoe groter die skare, hoe lekkerder is dit. Want jy sien die heuning wat ek geëet het, maak dat ek nie kan stil bly nie. Verstaan jy? Hoe lekker. Want dit wat ek het om nie, daai kan ek nie stil bly oor nie. Ek wil dit deurgee. En jy sien, mense is vol verskonings, maar ek wil vir jou vanmôre sê, moenie moeg raak nie. Rousie, moenie moeg raak nie. Mense sal voor klomp verskonings hê, maar die Here sê, berei jy net jou feesmaal voor. Kry vir jou gereed. Verder sal ek die res doen. Want as die geroep die Jood nie wil kom nie, wat sê die Here, gaan uit na die steegies in die strate en nooi hulle in. En jy nooi totdat daar plek vol is. Jy nooi, as daar hier nog seats toe is, dan nooi jy in. Man, los die Jood, die gesiene, die wat gedink het, hy is nou die dik ding, soos hulle sê hier in die Namakwa. Hy is die dik net. Nie los die ding, man. Los hom, los die bokke. Hy wil nie kom nie. Ja, hierdie ou godsdienstig is, los hom, man. Laat hy daar by die huis sit. Prys die Here, nooi hierdie een wat God nodig het. Hierdie seats moet nie so sit nie. Hier moet ten minste 'n prostituut sit. Hier moet 'n dronklaap kom sit. Amen. En ek wil nog hier so 'n paar koppe ook. Dis hulle plek. Prys die Here. Dis hulle plek. Wat maak ons hier? Wat maak jy hier? Is wonderlik om hier te wees. Dis belangrik. Maar as jy daar kom, Lewekrol, wie dat ding vir ons aangestuur? Van daai, ek weet ek kan nou nie onthou van daai ou, hy was nie eens dronk of wat, jy het net God gesoek. Ja, man. As jy daar kan kom instorm, en so laaste paar, dat hy hier voel, hier moet ek kom moeg raak voor die altaar. Hier moet sy krag so min raak, dat ons kan opstaan uit die banke uit en sê, pastoor, stop die diens. Stop alles, laat ons vir hierdie arme mens kan bid. Dis wat nodig is. Dis wat God soek. Gaan uit na die steegies in die strate. Soek hierdie mense dat hulle hier kom sit. Dis hulle plekke hier. Ja, mense, dis wat my opgewonde maak. Wie vir elke verlore siel, elke een wat God soek vanmôre, dis daardie wat ons bid voor. Sê Here, dat hulle inkom, dat hulle gedissiplineerd kan, maar ons moenie opgee nie. Moenie opgee op dit wat God, want jy sien, daar's nog plek in die feesmaal. Want die wat genooi is, het nie opgedaag nie. Hoe verskriklik moet dit nie wees, mense, as ons eendag voor die troon van God moet loop staan. Jy kan in Openbaring kan jy loop lees, al die 7 gemeentes wat daar staan, met elke een, hoor mooi, by elke een, sê die Here Jesus, heel eerste wat hy sê, ek ken jou werke. Lees hulle almal, hulle 7. As jy ons voor die troon van God eendag gaan loop staan, gaan hy vir jou sê, ek ken jou werke. En dit wat jy weggesteek het vir God, gaan daardie dag aan die lig kom. Want jy sien die woord sê ons, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy met vrymoedigheid kan jy voor die troon van God, met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God loop instap. Want jy sien, as ons nie by die troon kan instap nie, want dis waar die vuur is. Moenie vrek daar by 'n drom,
astrom waar 'n klomp boemelaars goed staan nie. Kom by die vuur van die Here, want as jy by die vuur van die Here, dan kom daar 'n desperaatheid. Daar kom 'n ander vuur. Daar kom 'n omgee vuur. Daar kom 'n liefde vuur. Is dit nie wonderlik? 'n Vuur van vrede en vreugde. Want dis net die gees van die Here wat hierdie vuur kan brandbaar maak. Is dit nie waar, mense? Prys die Here, man. Kom by die regte vuur uit. En dan sal jy nie skroom om uit te gaan en te sê, kom, my ou dronk maar. Jeslik, ek wens daar was een wat my daar 'n slag kon in die kerk genooi toe ek so gesuip het. Nee, jy's nie welkom daar gewees. Jy was nie daar welkom. Want jy sien, jy neem die hele storie op. Want jeslik, ons is die, ek weet van 'n kerk in Keetmanshoop. Ek sal maar die name noem, dat ek nie die arme goed aan die lig bring. Jy sien, as jy 'n plaasboer is, of jy het 'n aansien werk, welkom. Maar hierdie ou armsalige goeders, nee asseblief, jy maak afbreek in ons aansien. Ja, jy maak afbreek in ons aansien, want die wêreld kyk na ons, en nou kom stap jy hier. Jy's eintlik nie welkom. Jy's eintlik nie welkom. Die woord van die Here sê, maak plek. Die wat genooi is, het nooit opgedaag. Mense, hoe verskriklik, Hebreërs sê, hoe vreeslik is dit om te val in die hand van 'n lewende God eendag. Hoe vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, en jy het geweet, want die Here het gesê, ek ken jou werke, ek ken jou hart, jy's 'n bedrieger. Jy sal nie, die woord sê, moenie dink, jy sal insluip by hierdie feesmaal nie. Daar gaan nie, want jou kleed gaan jou verraai. Jou attitude, jou karakter, jou persoonlikheid, want jy het nooit tyd gegee dat die gees van God jou vernuwe nie. So jou kleed gaan jou verraai. Jy hoef niks te sê nie, met die instap sal die bruidegom vir jou sê, wat soek jy hierso? Want hierso kan nou net die bloedgewaste kinders van God kom. Wie kan kind van God genoem word? Nie elkeen nie. Nie elkeen nie. Die woord sê die een wat hom laat lei deur die gees van die Here. Deur die gees van die Here. Mense, hierdie woord kan soos heuning inkom, maar wie hoe so bitter smaak hy as hy uitgaan. Wie hoe bitter is hy as hy uitgaan. Vir die mens wat in sy hart weet, ek ken nie die Here nie. Ek ken nie die Here nie. Ek ken nie Jesus nie. Want jy sien my hart is nie opreg nie. Daar's bitterheid wat uitkom. Daar's veroordeling wat uitkom. Nie omdat ek jou veroordeel nie, maar omdat die woord van die Here jou aanspreek. Nou, dis waaroor. Nie oor my nie. Nie oor enige iemand van ons wat gaan uitgaan met die woord, maar omdat die woord van God bring veroordeling. Die woord van God. Want jy sien, God ken jou hart. God ken jou hart. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan stil wees. Here, U wat ons werke ken. U wat weet, U wat ons nier en ons hart deursoek, U wat ons gedagtes deursoek. Vader, dat ons vanmôre net voor U kan ons stil raak. Want ons weet, my God, dat verskonings is leuns. Verskonings dra nie krag nie, my God. Verskonings maak dat ons iets baie spesiaal in ons lewe mis. Die Heilige Gees van God. Geen verskoning vir U sal aanvaarbaar wees. Dat ons vanmôre nie in ons roeping instap.
geen verskoning. Here, want ons wil dinge uit onsself uitdoen, ons eie krag, op ons manier, in plaas van dat ons loop stil raak, en hierdie feesmaal voorberei in ons harte, sodat ons op die regte tyd kan uitstap, en hierdie mense gaan nooi. Dis vir my so wonderlik wat die bruidegom sê, gaan uit, gaan nooi hierdie wat nie welkom. Here, hoe kosbaar om met 'n feessaal vol mense te sit wat jy nie eens ken nie, Here. Jy weet nie wie hulle nie. Want dis wat Lukas 14 sê, gaan nooi hierdie die genooides. Dit sê vir my, dis mense wat hierdie bruidegom het hulle geken. Maar toe die ander instroom, die siekes en die wat nie melaats is en die wie ook al my God, het hulle, dis mense wat nie geken is nie. Maar deur u groot genade, Here, het u vir hulle kans gegee, waarvan ek een is. Dankie, Here. Here, ek weet vanmôre, maak nie saak wat gebeur nie. Ek weet in my hart, Here, as die tyd aanbreek, as die bassein van die hemel blaas, dan sal u sê, ek ken jou werke. Jy was bereid om alles prys te gee, ter wille van die evangelie, ter wille van 'n verlore siel. Ons hoef nie alles prys te gee nie. Ons hoef nie alles, behalwe die eie ek, moet ons alles prys gee. Ons hoef nie alles te verloor vanmôre nie, Here. Ons kan net vir ons gereed kry, vir die bruilofmaal. Dis net vanmôre belangrik, dat ons die bruidegom ken, Here. En ons in ons harte moet uitsien vir hierdie groot feesmaal. Jo, Here. En daar sal ons almal mekaar ken. As ons daar instap by u, Here, almal sal mekaar ken, daar sal geen teleurstellings meer wees nie. Daar sal geen verwerping meer wees nie, Here. Daar sal geen van ou depressies meer wees nie. Daar kan geen vrees en siektes en al hierdie dergelike dinge van die wêreld, dit sal nie daar wees nie, want ons is by die bruidegom. Ja, Here, iets om na uit te sien. Maar terwyl ons hier is, moet ons vir die taxi-drywer kan sê, my doel is nie om net hier rond te hang. Ek weet waarvoor ek hier is. Ek weet waarvoor ek hier is. Ek weet waarom ek nog lewe. Ek lewe om 'n ander vriend of vriendin na die Here te lei. Wat 'n voorreg. O Here, dat hierdie heuning, hierdie woord, heuning vanmôre in ons harte word, in ons monde. Ons spreek nie uit om af te breek nie, maar om uit te spreek hierdie hartheid, waar die disippels vir Jesus gevra het, ja, Here, is hart. U spreek hard. Die Here het dit baie duidelik gemaak, dat ek spreek hard. As julle wil gaan, is julle welkom om op te gaan. Want die waarheid maak ons vry vanmôre, Here. Dat as ons hier uitstap by God, dat elke een in ons hart sal sê, Here, vergewe my dat ek nie 'n disipel is. Kyk, kom staan jy en jou man hier voor my. Kom ons steek ons hande uit daar. As jy vanmôre nog iemand voel om saam te kom staan en jy meer is wel. Vader, ek ontbreek elke aanslag, elke woord wat uitgespreek is na hulle. Kom breek ons in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Nie deur ons krag nie, my God, maar deur u krag. Ek kom bid vanmôre, Here, dat u hulle sal vrymaak
van enige iets wat hulle hou vas, om nie Jesus Christus te ervaar, soos wat U wil hê, ons moet ervaar. Elke vloek, Here, elke negatiewe woord, Here, elke ketting van verslawing miskien, elke ketting van leuns, my God, elke ketting van verwerping, Here, van minderwaardig, elke ketting, Here, kom ons vanmôre en ons breek daardie ketting in die naam van Jesus Christus. Here, dankie dat hulle sal opstaan in hulle roeping, my God. En as mense na hulle kan kyk en sê, waarlik God het hierdie mense opgetel. En dat hulle gedagtes sal change van negatief na positief. Ons is nie hier om te survive in die lewe nie, maar om die wil van die Here te kom doen. Soos wat Jesus die wil van sy Vader nagestreef het, sodat hulle twee die wil en ons almal die wil van Jesus Christus sal soek. Nie ons eie nie. Rus hulle toe, my God, vir dit waar U hulle wil gebruik. Ek bid dit, Here. Ek soek dit van U af, my God. Ek weet, o Heilige Gees, by U is alles moontlik. Die wind kan waai van waar hy wil, ons weet nie van waar hy kom nie, maar dat daar die wind van die Heilige Gees hulle harte sal raak, my God, dat daar 'n change in hulle lewe sal kom. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en ons sing nog lekker om Koen. Kom ons sing vir hulle, laat Heer U seën. Amen. Opbou daar as gemeente. Ja, dan kom sing om Koen sommer daai liedjie van hom ook nie saam, ons het hom opgesit. Kom so baie dank ons hierso. Ja, ons het twee liedjies daar. Die eerste een is wat ons nog gekies het en dan die een daarna is wat oom Koen gevra het asseblief. Ons moet ook sing. So, ons gaan eers met die ene afsluit en dan sing ons oom Koen se liedjie. The Spirit is moving all over the world. As the prophet said it would be, hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be, hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of
verkeerd is. O, nee, maar dis reg, ek sal doen. Daar's magte. Ek kan maar gou vir ons ietsie kom sê en dan kan Loukie vir ons net so. Okay, Ons gaan kom maar julle sit lekker neem, dankie. Ons gaan volgende Sondag gaan ons so 'n lekker liedjie gaan ek en Christine en nog iemand gaan ons vir u voordra met Loukie. Hallo julle almal, ek wil maar net gou 'n paar dingetjies onder die aandag bring oor die naweek van die 6de. Die 7de wat ons moes nou almal by die NG Kerk bymekaar gaan kom as Leon Kos en hulle hier is, gaan ons mos nou maar goedjies maak, so ons gaan maar weer op die mense se liefdes druk met ons wil maalvleis en brood insamel om jaffels te bak, so ons gaan weer op julle knoppies druk. So die wat bereid is, kan maar vir my laat weet en dan vat ons dit daarvan. Dankie julle. Goeiemôre almal. Hierdie wat ek vanmôre wil doen is onbeplan. 'n Sekere man het vanmôre vir my gesê hy wil sing en toe ek hier kom toe wil hy nie meer sing nie. Nou wil ek vir julle maar wys ek leer nog gitaar speel. Ek sê vir julle wys wat ek al geleer het, maar asseblief as ek 'n fout maak, moet nou nie sleg dink ek sal dit weer gaan oorleef. Gister my ma het altyd gesê mense kos 'n gedagte. Hoekom ek nog gister gedink het aan die boek Daniël sal ek nie weet nie en ek lees toe Daniël 2 weer van die droom wat die koning gehad het. Nou wil ek vir julle vra voor ek die storie vertel wat julle heel moontlik ken. Wie het vandag met 'n omstandigheid hier ingekom? Want ons het almal goed wat ons voorwag. Miskien is jy soos ek, waar jy al baie lank oor iets bid en dat dit nog nie deurgebreek nie. Baie keer gebeur het dit maar so dat jy vir die Here bid, hy moet die omstandighede verander, maar eintlik is dit jy wat moet verander. Dis ook die waarheid, so dat ek hom ook al uitgevind. Maar wat die koning die vreeslike droom gehad het, toe maak hy mos wat ons gemaak het, of sal maak, of baie wat ek gemaak het. Ons gaan mos na, hy het die besweerders en al die waarsêers en almal gaan dat kom, toe sê hulle, nee, dit wat jy van ons vra is te swak, hy sê, ek gaan julle almal doodmaak, ek glo, in my taal, hy het hulle seker betaal. Want alles in sy diens gewees en nou kan hulle dan nie doen wat hy wil hê nie. Toe sê hulle vir ons, hier is die Judeese wandeling. Hy sal vir jou kan sê wat jou droom beteken. En so het hulle vir Daniël gelaat kom. Toe sê Daniël, nee wat, jy hoef nie eens vir my die droom te vertel, ek sal sommer vir jou vertel. Want ek het klaar vir die Here gebid en hy het my bekend gemaak. Wat is die boodskap vir ons? Ons moet dit waarmee ons sukkel, moet ons na die Here toe gaan. Ons moet nie na mense toe gaan nie. Ek bedoel, daar is 'n hele uitleg rondom dit wat die beeld wat die koning gesien het. Maar dit sal te lank vat as ek dit vir julle moet vertel, maar ons praat ons almal van die voete van klei, die beeld het 'n voet, sy voete was mos van klei geweest. Ekskuus dat ek sit, ek sal vir julle maar iets probeer speel, wat vir my, baie van die wysies ken ek self nie die name van.
geleer, hoor. As ek nou nie geweet het, dis gospel en dan ek nou mieliemeel gegooi. Amen. Daar praat met die Jakob. Ons sien vanaand 6:00 daar by die NG Kerk. Rose moenie waar en ek het geweet jy sal in die kerk wees, so ek het 'n ander preek voorberei. En ek het geweet sy sal sê jy het daai goed gepraat, maar wat het jy? So nou 6:00 vanaand daar by die NG Kerk, die kuier is lekker. Is mos net dit. Daar sê en dan daar's heerlike tee, koffie. Kos net R10 'n bekertjie. Maar kom kry maar verniet vandag. Volgende naweek sal ons nagmaal hê, wonderlik, dan kuier ons weer lekker saam. Amen. Ek staan net so, dan ontvang ons net die seën van die Here. Vader, mag ons nog gaan in hierdie liefde en die vrede, my God. Mag ons elke dag die salwing van God op ons voel, Here. Mag ons nooit uitgaan sonder hierdie salwing en die krag van die Heilige Gees in ons lewe nie. Mag ons elke dag besprinkel word met daardie bloed van Jesus, om te kan weet, was dit nie vir hom nie, was ons nie vandag hier. Here, dat ons elke dag sal besef, soos wat U daar in Openbaring sê, ek ken jou werke. Soos opstaan in die oggend om te weet, ek ken jou werke, ek ken jou hart. Met wat gaan jy vandag uit? Daarom loof en prys ons U in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.